Goeiemôre gemeente. Baie hartlik welkom in vanoggend se erediens. Geliefdes, ons is in die middel van Januarie. Of soos almal nou praat, Januarie. Want dit is nou daai tyd waaroor ons almal bekommerd is oor ons finansies. Kersfees was 'n duur uitstappie gewees, nuwe jaar ook. En ons beleef dat mense finansiëel nou probeer oorleef, planne maak. En ook so in die begin van die jaar, daar is baie planne om te maak so in die begin van die jaar. Ons moet ons testamente gaan hersien, baie van ons moet ons makelaars gaan sien, van ons moet 'n begroting opstel. Ek hoop meeste van ons stel 'n begroting op vir 2026. Daar is baie beplanning om hier in die begin van die jaar te doen. En daarom in 'n tyd waarin meeste van ons gekonfronteer word oor finansies, gaan ons ook vandag praat en nadink oor God en geld. Ons tema vanoggend is: jy is 'n rentmeester. Bou jy of breek jy? Mag die Heilige Gees vanoggend ons harte oopmaak en ons help om na te dink oor ons elkeen se gesindheid wanneer dit kom by ons geld en finansies. As ook ons gesindheid oor God se voorsiening en sy sorg. Ons gaan staande ons toetrede lied sing waarna ons bly staan vir die fotum en seëngroet en dan ook daarop antwoord met 'n lofsang. Kom ons sing staande, God is hier teenwoordig. Mag die Here wat bou aan sy koninkryk julle harte vestig op sy genade. Mag hy julle hande lei om te bou, nie om te breek nie, deur Jesus Christus ons Here. En mag die Heilige Gees ons help om volgens die wil van ons hemelse Vader te leef. Amen.
skrywer met die naam van Billy Graham en hy het 'n paar teologiese boeke ook geskryf en hy het 'n gesegde geskryf: "Vertel my hoe jy dink oor jou geld en ek sal vir jou vertel hoe jy dink oor God." Dan het Martin Luther, die bekende kerkhervormer, wat die 95 stellings vasgespijker het in die kerk se deur daar in Wittenberg en die reformatie begin het, hy het 'n gesegde geskryf: in 'n Christen se lewe is daar 3 bekerings. 3 bekerings. Die kop, die hart en die beursie. En hy het gesê die 3de bekering is 'n teken van ware bekering. Interessant. Hoe dink ons oor ons geld en ons finansies? Leer die Bybel ons oor geld en finansies? Want ons baie handboeke daar buite wat ons kan koop. Daar's baie programme wat ons daaroor kan kyk. Die Bybel praat meer oor geld as wat ons dink. Daar is meer as 2000 verse oor geld. Meer as 2000. Jesus het ongeveer 38 gelykenisse vertel. 16 van daardie gelykenisse raak die tema aan van geld of finansies. So eintlik voordat ons wêreldse opinies kry oor wat om met ons geld te doen, voordat ons wêreldse boeke daaroor lees, is die Bybel eintlik 'n boek ook met die beste finansiële raad en begrippe. Baie van die begrippe wat ons in die wêreld hoor, kom voor in die Bybel. Is gebou op wat die Bybel sê. Ja, want die Bybel gee vir ons ook leiding oor ons begrotings. Oor lenings, oor rente, oor spaar, oor tiendes ensovoorts. Die Bybel sê dat ons op 'n bepaalde manier moet dink oor ons geld en oor ons finansies. Die Bybel sê dat ons 'n sekere gesindheid daaroor moet hê as gelowiges. Want ons is aangestel as rentmeesters. Ons vind hierdie opdrag al in Genesis. God het vir Adam en Eva geskep en hulle in die tuin van Eden geplaas en vir hulle gesê om dit te bewerk en te bewaak. Hy het vir hulle gesê om te vermeerder, om die aarde te vul. Hy het vir hulle gesê om dit te ontwikkel en oor die skepping te heers. Maar die tuin van Eden was nooit Adam en Eva se eiendom nie. Dit is God se eiendom. En Adam en Eva was geskep om as rentmeesters daardie tuin te versorg, te ontwikkel en te beskerm. Die Bybel gee vir ons baie spesifieke opdragte en ook riglyne oor hoe ons gesindheid as rentmeesters moet wees. In die eerste plek moet ons herken dat
God die eienaar is van alles. Maar ons kan dit nie net erken en bely nie, ons moet dit ook uitleef. Dat alles wat ons is en wat ons het, behoort aan die Here. Ons bestuur net wat God aan ons toevertrou het. Ons is as rentmeesters, as bestuurders aangestel, om dit wat ons ontvang het van die Here af, verantwoordelik te gebruik. Want elke rentmeester sal rekenskap gee oor dit waarvan hy of sy toevertrou was. Rentmeesters gebruik alles wat hulle het en alles wat hulle is tot eer van die Here, nie van hulle self nie. Twee Korintiërs 9 vers 11 gee ook 'n belangrike definisie van 'n rentmeester. Daar staan dat die Here ons in alles ryk genoeg maak om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. 'n Goeie rentmeester is vrygewig en barmhartig, maar verwag nie die eer nie, verwag nie die lof nie. Geliefdes, rentmeesterskap gaan oor 'n oop hand. 'n Oop hand. Want wanneer my hand oop is, kan ek gee en ek kan ontvang. Maar wanneer ek vasklou aan my besittings, dan is my hand toe. En ek kan nie gee nie, en ek kan nie ontvang nie. En ek kan nie dan 'n goeie rentmeester wees nie. Wanneer ons 'n goeie rentmeester moet wees en wil wees, dan moet ons hande oopmaak. En alles wat ons gee en alles wat ons ontvang, moet ons sê en bely en leef dat dit alles van die Here afkom en alles tot sy eer gebruik moet word. Met 'n oop hand bely en leef ons dat alles die Here se is. Met 'n oop hand weet ek dat dit wat die Here aan my leen is net tydelik. Dit is nietig. En dit kan enige tyd van my af weggeneem word. Is ons goeie rentmeesters? Is ons hande oop of toe? En bou of breek ons met dit waarmee God ons elkeen voorsien? Wanneer ons dink oor rentmeesterskap, is daar soveel gedeeltes in die Bybel waaroor ons kan praat.
Maar voordat ons by die skriflesing uitkom vanoggend, wil ek jy herinner aan 2 gelykenisse wat die Here Jesus self vertel het. Die eerste gelykenis is die van die ryk jong man. Matteus 19 vers 23 staan, Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Woorde wat Jesus self sê. Hierdie gedeelte kom voor in Matteus, Lukas en Johannes. Die ryk jong man kom in hierdie gedeelte by die Here en dan sê hy, maar Here, ek soek 'n versekering, ek soek 'n waarborg dat ek die ewige lewe gaan verkry. En dan sê Jesus vir hom, jy moet die 10 gebooie gehoorsaam. En dan antwoord hy so selfversekerd, maar Here, ek doen dit al my hele lewe lank. Vol selfversekering. En Jesus beveel hom dan om al sy besittings te gaan verkoop. En dan sê die Here vir hom, want dan eers sal jy my waarlik kan volg en kan dien. Hoekom sê die Here dit vir hierdie ryk jong man? Vir dieselfde rede as wat ons soveel keer in vandag se wêreld sien. Geld beïnvloed mense se gesindheid. Geld beïnvloed dat mense hoogmoedig raak. Baie keer maak rykdom mense al hoe meer geldgierig. En daarom sê die Here vir hom, verkoop jou besittings. Want hy het op sy besittings, op sy rykdom staat gemaak. Hy het nie op die Here vertrou nie, hy het op sy aardse besittings vertrou. En so sê die Here vir hom, in hierdie gelykenis dat sy aardse rykdom, sy besitting, sy geld, het in sy lewe 'n afgod geword. Afgod. Dit sluit aan by wat Jesus waarsku in Matteus 6 vers 24, maar ook in Lukas 16 vers 13, waar Jesus sê, niemand kan vir 2 base te gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of hy die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jesus self sê vir ons hierdie woorde. Want geld word so maklik 'n afgod. Geld het 'n manier om so maklike prioriteit te word. Alwaarvoor ons lewe, alwaarvoor ons werk. Geld is nie noodwendig die wortel van alle kwaad nie. Maar geld word die wortel van alle kwaad, wanneer dit meer gesag in ons lewe het as wat God het. Geld is 'n afgod, wanneer ons daarop staat maak vir sekuriteit, vir voorsiening, en nie op die Here nie. Geld is 'n afgod
wanneer dit ons waarde en ons identiteit bepaal. Wanneer geld belangriker word as die doel waarvoor God ons geskep het. Wat is ons gesindheid oor geld? Want geliefdes, ons gesindheid oor geld, sê die woord van die Here, kan verhoudinge breek. Veral ons verhouding met die Here. Dit kan afbreek doen. As ons verkeerde gesindheid het oor geld. Goeie rentmeesterskap beteken dat ons nie twee baase kan hê nie. Ons finansies en al ons besittings en alles wat ons is en wat ons het, is slegs 'n middel. 'n middel wat ons tot die Here se eer moet benut en bestuur. Dit wat hy aan ons toevertrou het. Al voel ons dit is hoe min. Die Here het dit aan ons toevertrou. Die tweede gelykenis is die van die barmhartige Samaritaan. En is 'n gelykenis wat voorkom in Matteus en Markus en in Lukas. En dit vertel van hierdie man wat aangeval was deur rowers. En dat hy amper dood langs die pad lê. En dan stap daar 'n leviet en 'n priester verby hom. Hulle help hom nie. Maar dan kom daar 'n barmhartige Samaritaan. En hy stop by hierdie man en hy help hom. Die barmhartige Samaritaan neem hierdie man na 'n herberg toe en hoor wat is sy woorde aan die eienaar van die herberg. Ek lees dit uit Lukas 10 vers 35. Sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Die barmhartige Samaritaan is bereid om vir al hierdie man se onkostes te voorsien. Die herberg waarin hy hom geneem het, is hy bereid om die volle rekening van te betaal. Maar dis nie al nie, geliefdes. Toe hy hierdie man langs die pad gesien het, het hy sy wonde verbind met dit wat hy as besittings by hom gehad het. Hy het sy wyn gevat en hy het sy olie gevat. Dinge wat in daardie dae duur en skaars eintlik was. En hy het daardie man se wonde daar langs die pad behandel met sy besittings. En toe het hy sy middel van vervoer gebruik, waarskynlik 'n perd, en hy het hierdie man op sy perd gelaai en hy het self geloop, sodat hierdie man op sy perd vervoer kon word. Geliefdes, hierdie Samaritaan het sy besittings, het sy geld, het alles wat hy by hom gehad het, gebruik om hierdie man te help, om medelee te bewys.
En hy het ook sy tyd gegee. Sy kosbare tyd het hy gegee om hierdie persoon te help. Dit leer ons ook iets van rentmeesterskap en naaste liefde. Want goeie rentmeesters vertrou dat God genoeg sal gee en sal voorsien, sodat ons ander kan help, sodat ons ander kan bystaan, wanneer daar nood is, wanneer daar tekort is. Is ons bereid om dit wat ons het te deel en te gee om ander te help? Ons gaan ook lees vandag saam uit die boek van Petrus. Petrus skryf dat ons op ons getroue voorsiener, die Here, moet staatmaak. Petrus skryf nie hierdie brief ligtelik nie. Dis 'n ernstige brief, maar is ook 'n bemoedigende brief. En hy leer ons vandag oor rentmeesterskap. Hy begin in hoofstuk 4 en dan sê hy vir ons dat Christus self ook die wil van sy hemelse Vader uitgevoer het. En so is dit ook ons opdrag as rentmeesters, om in afhanklikheid te leef van die wil van die Here. Petrus beskryf dat daar heidense begeertes in ons lewe is. Hy begin in hoofstuk 4, dan sê hy, daar's afgoderry, daar's welles, daar's losbandigheid, daar's dronkenskap. En as rentmeesters is dit ons verantwoordelikheid om te waak teen hierdie dinge, om te keer dat ons geld mors en bestee op hierdie dinge, want ons sal rekenskap daarvoor gee. Julle in Suid-Afrika en hier in Klerksdorp beleef ons dit. Hoe mense net aanhou om dinge te doen sonder om rekenskap te gee. Leef soos hulle wil sonder om verantwoordbaar daarvoor te wees. Daar is soveel mense wat honger ly, maar steeds word daar soveel kos elke dag weggegooi. Die mors van water en elektrisiteit. Die statistiek van Suid-Afrika meen dat ons nog steeds oorspandeer op dinge. Dinge soos die nuutste selfone en rekenaars. Hulle sê Suid-Afrika is een van die lande wat die meeste beïnvloedbaar is. Wat die nuutste en die beste altyd najaag vir sosiale status. Verdere statistiek meen dat Suid-Afrikaners nie ordentlik hulle skuld kan vereffen nie. Hulle sukkel om hulle kredietkaarte te betaal, maar daar is geld vir kitskos en uiteet. Ongeag van COVID, ongeag van die ekonomiese syfers, groei die kitskosbedryf teen 'n spoed.
Mense het volgens hierdie statistiek nog steeds geld in Suid-Afrika vir dobbel en lotto speel. Dis 'n bedryf wat groei. Luxe vakansies en dan subskripsies soos DStv, Netflix, Showmax en toepassings wat mense nie eens gebruik nie. Daai dinge groei en groei en groei. Maar mense raak agter as ons na die banke se statistieke kyk met paemente van hulle huise, hulle karre. Hulle gooi op skuld brandstof in. Maar die luksehede groei. Die statistiek stem nie ooreen met die ekonomiese toestand van ons land nie. Geliefdes, nou hierdie beteken nou nie dat ons mag nou nooit weer TV kyk of nooit weer op vakansie gaan of dat ons die mense wat dit doen, dit vir hulle moet gun nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit bring ons eintlik net terug by die vraag wat ons elkeen in ons harte self moet ondersoek saam met die Here. Is ons rentmeesters wat afbreek of opbou met dit wat die Here voorsien? Is ons goeie rentmeesters in alle aspekte van ons lewe? Kom ons lees wat Petrus hieroor sê in 1 Petrus 4, verse 7 tot 11. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. En as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God hom verleen. So moet julle in alles God verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, wat sê Petrus vir ons vandag hier oor rentmeesterskap? Want kyk, ons kon nou baie gedeeltes saam gelees het, baie gedeeltes oor vermaaning wat streng is oor rentmeesterskap. Maar hierdie gedeelte sê vir ons iets anders oor rentmeesterskap. Dit sê vir ons die einde is naby. Die einde van alles. Wanneer dit Christus se wederkoms is, of wanneer ons tot sterwe kom. Dit gaan tot 'n einde kom, ons aardse lewe. Maar God gee vir ons tyd, geleende tyd, geliefdes. Ons weet nie hoe lank nie. Maar God gee vir ons tyd. En dit beteken dat ons ook goeie rentmeesters moet wees van die tyd wat God vir ons gee. Ons is rentmeesters, nie net van geld nie, nie net van finansies nie. Maar ons moet ons aardse tyd bestuur, benut, verstandig. Dan kom herinner Petrus ons hier dat ons alles aan God moet toevertrou. Ons moet nugter wees, selfbeheers wees. Ons moet bid oor alles. Ons moet dit wat ons bestuur in liefde bestuur.
Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Want dit wat ons is en dit wat ons het, moet ons ook gebruik om barmhartig en gasvry te wees. Dit is so maklik om te kla wanneer ons onsself vergelyk met ander mense. Kyk wat is aan daardie een toe vertrou. Ja, kyk hoeveel het daardie een. Ag, ek wens ons kon dit besit het. Die begeertes wat ons het, die vergelykings wat ons tref met ander. Hier kom herinner Petrus ons dat moenie kla nie. Moenie kla nie. Wees dankbaar. Want God se genade sal altyd genoeg wees. Petrus kom herinner ons ook hier dat 'n rentmeester kan nie lui wees nie. Ons kan nie terugsit en verwag die Here moet alles net vir ons gee op 'n skinkbord nie. Die Here het aan ons talente en vermoë en gawes gegee om te benut. Of dit 1 is en of dit 10 is, die Here het gegee. 'n Rentmeester kan nie lui wees nie. 'n Kind van die Here, 'n goeie rentmeester, sal nie kyk hoe min hy of sy kan doen om te oorleef nie, maar sal eerder vra, Here, wat nog? Waar nog? Here, wat wil U hê? Here, waar kan ek gee? Waar kan ek dien? Here, hoe kan ek U koninkryk op aarde bevorder met dit wat U aan my in U genade gee? Liefde, so dikwels breek rentmeesters af. Nie oor sonde nie, nie noodwendig ook oor verkeerde dade nie, dit ook, maar rentmeesters breek af wanneer hulle niks doen nie. Rentmeesters breek af wanneer hulle niks doen met dit wat God aan hulle gee nie. Op die einde van die dag, geliefdes, gaan rentmeesterskap oor 'n gesindheid. Die Here Jesus self het daar in Matteus vir die Fariseërs gesê, ja, julle gee julle tiendes, maar geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid, daarin versuim julle. Daarin is julle nie gehoorsaam nie. Julle wil gee waar mense julle sien, maar die een hand moenie weet wat die ander hand doen nie. So 'n rentmeester is 'n gesindheid van dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor die Here. Dankbaarheid vir die vermoë wat hy gee, die kennis wat hy gee, die verstand wat hy ons gee. Rentmeesterskap gaan oor tevredenheid. Vir die Here te vra, Here, maar maak my tevrede in my geloof en in my vertroue.
Maak my tevrede, sodat ek my seëninge kan tel. Want ons elkeen se lewe getuig van God se seën. Maar so dikwels kies ons om dit nie raak te sien nie. Om te fokus op die slegte en die negatiewe. Daar's 'n lied ook daaroor geskryf in die kerk, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, want jy sal verbaas wees oor wat God aan jou verleen. Rentmeester het 'n gesindheid van liefde, liefde vir God en liefde vir sy naaste, haar naaste. 'n Gesindheid wat die Here wil dien, wat wil gee, wat wil opoffer, wat wil bou saam met die Here. Geliefdes, wanneer ons nooit gee nie en ons neem net, dan breek ons af. Wanneer ons net verbruik en nooit bydra nie, dan breek ons af. Wanneer ons net die vraag vra, maar wat kry ek hier uit en wat pas my en hoe lyk my wil en wat maak my gelukkig? As die woordjie ek en my so dikwels en oorheersend voorkom, dan breek dit af. Maar dit gaan oor die Here, geliefdes. Dit gaan nie oor ons nie. Alles wat ons besit, alles wat ons het, dit is die Here se. En daarom, geliefdes, moet ons alles wat aan die Here behoort, bestuur en benut om die Here te verheerlik. Ja, om 'n goeie rentmeester te wees, gaan nie net oor geld en oor finansies nie. Het gaan nie net oor besittings nie. Het gaan oor ons hele lewe en oral waar ons betrokke is. Is ons goeie rentmeesters in ons eie geestelike lewe, vir ons eie welstand? Is ons goeie rentmeesters vir ons gesin, vir ons familie, vir ons vriende? Is ons goeie rentmeesters in die huis waarin ons bly, in die kar wat ons ry? Het ons nog trots in dit wat die Here aan ons toevertrou? Het ons nog trots in dit wat die Here ons help om te bou? Is ons goeie rentmeesters vir ons kerk en vir ons gemeenskap? Geliefdes, mag ons goeie rentmeesters wees soos wat Paulus hier beskryf. Petrus hier beskryf. Paulus beskryf dit ook en Jesus sê dit ook. Dat ons goeie rentmeesters sal wees, wat alles tot eer en verheerliking sal doen van ons hemelse Vader, tot die eer van sy naam alleen, nie ons eie nie. Mag ons in 2026 in ons gemeente, maar ook in ons elkeen se persoonlike lewe beleef en ervaar hoe die Here se troue seën en sy sorg aan ons elkeen voorsien. Want die Here voorsien aan ons en hy sorg vir ons. En mag ons daarom goeie rentmeesters wees van dit wat God in sy genade aan ons toevertrou het.
mag ons met 'n oop hand gee en met 'n oop hand ook ontvang. Amen. Vanoggend as 'n gebedslied Gesang 308 sing. Neem my lewe en daarna gaan ons bly staan vir die seëngroet. En dan gaan ons afsluit en weggaan met die lied. Gesang 269. En mag jy die seën en die seën van hierdie gebedsliedere ook neem saam met u waar jy ook verder mag gaan. Kom ons staan. Ons kom vandag voor God, die eienaar van alles wat bestaan. En hy roep ons om nie te breek nie, maar om te bou met dit wat hy aan ons voorsien. Ons vertroue is in hom alleen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die krag van die Heilige Gees ons elkeen lei om getrou te bou saam met die Here, met dit wat hy aan ons in sy genade toe vertrou. Amen.